Kom ons sit net so dan sluit ons oë en open ons met gebed vir ons woord. Dankie ons Vader dat ons nou op U kan staat maak waar ons uit U woord uit gaan leer. Openbaar U self deur middel van U woord. Dat ons U beter gaan leer ken. Dat ons gaan weet hoe ons verder kan groei. Ontwikkel ons tot op 'n plek waar U ons wil hê. Stoor hierdie inligting onuitwislik in ons binneste, maar bring 'n openbaring vandag vir ieder en elkeen in Jesus Christus naam. Amen. Dis nooit maklik om God se wil af te bid vir 'n boodskap vir Sondag of selfs in die week nie. En ek kan vir julle sê dat die Here werk op bonatuurlike, misterieuse maniere. En ek kom vanoggend met heeltemal iets anders en hy sê, ek moet met julle praat oor die vraag, streef jy na geestelike volwassenheid? Jy sien hierso is giere in die kerk van, daai een is nou al so op daai vlak, en die ene is nog nie op daai vlak nie. En dit krap my baie keer om, want dan wonder ek hoe's daar oor my gepraat, wat in 19 jaar met kerk toe gegaan het. As daar kos is, met troues en begrafnisse, wat dit daar gelaat, history is history. Maar hier is 'n groot ding in Paulus aangewakker oor geestelike groei. En hy skryf eerstens daar in Efesiërs 4, jy hoef nou nie so toe te blaai nie, hou dit maar vir Filippense. Efesiërs 4:13 sê hy dat hy het hierdie hinkering, dat die geestelike kerk volmaak en volwasse soos Christus sal word. Hy sê, want dan as dit gebeur, dan gaan daar heeltemal 'n drastiese change in jou lewenswyse kom. Maar hy sê ook, uit dit uit, is daar twee goed wat belangrik is. En die eerste een is die eenheid van die kerk, en dan tweedens, om Jesus te ken. Om Jesus Christus te ken. En ek wil vandag met jou 5 punte bespreek. En die eerste punt moet jy neerskryf of vir altyd onthou, en die eerste een is knowing Jesus Christ. Ken jy Jesus Christus? En kom ons begin dan wat ek julle nou oor gepols het by Filippense 3. Filippense 3, daarvan die 7de vers af, kan ons sien, is die heeltyd hierdie gedagte van to know Jesus. Hoe om Jesus werklik waar te leer ken. En niks, hoor my, volgens Paulus wat hier skryf, is so waardevol soos om Jesus Christus te ken. En dan sit hy by om Jesus Christus te ken en ook sy krag van sy gees. Julle sal vind daar in die 7de tot die 9de vers. Om hom te leer ken is nie net om van hom te weet nie. Jy sien wat as jy net gewone logos woord lees, dis letterwoord, dan is dit naderhand soos 'n storie. En Paulus het in hierdie bootjie geklim en toe vaar hy hier vanaf, sisse net toe en hy kry moeilikheid. Geen sin se betekenis nie. Maar die ware betekenis kom as jy Jesus Christus ken en jy het met hom 'n verhouding. Jy is absoluut so 'n verhouding met hom dat jy hom beleef.
sê, alles wat vir hom, as 'n Romeinse burger, as 'n sakeman, as 'n skrifgeleerde en 'n fariseer, belangrik was, voordat hy waarlik hom bekeer het vir hom waardeloos geword. Daar's baie mooi, drastiese, duidelike woorde wat gebruik is in verskillende vertalings, onder andere drek. Dis nie 'n dreiging nie. Wanneer ons die Here Jesus Christus ken, dan word ons geregverdig verklaar deurdat ons in hom glo. Deurdat ons in die Here Jesus Christus glo. Maar daar's 'n bonus, daar's iets groots. Ek het dit net so neergeskryf in Engels en sê, religious truth, or the truthful fullness of God, brings you out by the teacher of the kingdom of God. Hierdie verhouding lei jou op. Hy is jou geestelike coach, dat jy meer en meer sal weet waaroor die koninkryk van die hemel gaan, en dan moet jy 'n volgeling bly wees. Nie word nie, bly wees van hom. Paulus skryf weer in vers 10. Hy sê, ons grootste begeerte moet wees om Christus te ken. Ek kan dit nie meer beklemtoon nie. Dit is wat dit is. Dis niks anders te nie. Ek wil hierdie gedagte by jou laat. It must be personal. It must be powerful and life-changing. Dit moet so persoonlike, intieme verhouding wees, soos met niemand anders nie. Dit moet kragdadig wees, en dit moet totaal lewensverandering teweegbring, soos nog nooit tevore nie. Dis die eerste idee, ken Jesus. Die tweede een is, a new life. Hierdie gedagte van om in Jesus Christus hierdie verhouding te hê en om te ken, bring teweeg dat daar 'n nuwe lewe is. Filippense 3 vers 20 en 21 praat so mooi met ons. Hy sê, besef julle is nou burgers van die hemele. Moet net vir my sê sommer. Jy sê, want hier is iets anders wat broei. Ons is so besig met die hier op aarde, waar jy bly, wat is die munisipaliteit, omgewing waar jy is, wat doen die met die regering van die dag, ensovoorts, ensovoorts, ensovoorts. En betek tot, waar bly jy? Jy sien, die adres moet saak maak. Ek kom van Bloemfontein af, en daar is jy nou bietjie wil diskrimineer, dan bly jy in die noorde. Daar waar die heuwels hoog op is. En dan kyk al die Bobbejane daar op en al die sien is aan die agterkant. So, maar dit is nie waaroor ek gaan nie. Jy kan vir jouself sê, jou plekkie is ver bokant dit. Want jy is 'n burger van die hemele. Daar's een ding wat ons moet weet. Jesus wag vir ons net soos ons vir hom wag. Daar's 'n afwagting. En hy wil hê jy moet met 'n afwagting hierdie tyd deurbring en sê, ek kan nie meer wag nie. Ek kan nie meer wag om by hom te wees nie. Ek kan nie meer wag om daar by hom te wees en sy heerlikheid te beleef nie. Ek weet nie hoe ek dit in jou binneste kan tuisbring nie. Dis totaal anders. Dis so anders dat jy sien hier klip en sand en potholes
en sement en teerpaaie en bakstene en sement. Glo my, niks van dit is daar nie. Hierdie is benede. Want hierdie goed wat jy sien, is mensgemaakte goed. Maar dit waar hy is goddelik gemaak. Dis God geskape. Ek wil jou vandag uitdaag, hier in vers 12 tot 16 van Filippense 3 staan dit so geskryf, span jou in. Ek is nou nie 'n wafersak nie, maar mense, as daai mense daar sak, vir hierdie 100 meter, nee, en hulle hak met hierdie vingertjies so daai wit streep, en die sterre is in die lug, en hulle voel, daar's veerkrag in die bene, en dan sak hulle af, en die ander een is uitgeskop, dan kan ek sê, niks of niemand is meer ingespan om weg te trek as daai een. Alle krag en energie is gefokus op daai, daar gaan nie spoed. Want dit is wat dit op neerkom. Hier staan dit geskryf, hy sê, span jou in om alles wat die woord vir jou leer, in jou lewe toe te pas. Span jou om al hierdie woordbeloftes jou eie te maak. Hoekom kan ons dit doen? Want dit staan daar geskryf, hy sê, van Jesus het jouself klaar syne gemaak. En wie is Jesus? Hy is die woord van God. So, waarom dan nie ook dit doen nie? Span jou in om hierdie woordbeloftes jou eie te maak, vir jou te vat. Jy sien, ons is besig met so wat agter is, dat ons nie voorkom. Hy sê rig jou op dit wat voor jou is, en nie agter jou is nie. Jy is klaar met dit wat verby is. Daar's niks wat jy mee om dit te kan doen nie. Dit is verby. Dis soos melk wat jy gemors het. Spult melk. Jy kan hom nie meer gebruik nie. Jy kan nog 'n koekie optel. 3 sekonde. Wat is dit? En dan kom Paulus en hy skryf mooi, hy sê, jy moet fokus op hierdie goed. Daar's een rede, dis dat jy die prys kan behaal. Hierdie hemelse prys. Hy sê, want ek het jou vir iets spesifieks geroep. Fokus op dit waarvoor ek jou geroep het. Nie wat hier om jou aangaan. Daar staan, kom ons doen dit as 'n familie, as 'n gesin van God, eendragtig in die gees. Want 'n familie of 'n liggaam van Christus kan nie saam funksioneer as jy dit nie so doen nie. Maar begin by jouself. Moenie by iemand anders te begin nie, begin by jouself. As jy help bietjie vir hom. Begin by jouself, nie by iemand anders te nie. Derde punt. Hierdie Amplified sê dit so mooi. Be not anxious. Die Amplified sê, stress not. As jy geestelik wil groei, hoor my hart vandag, knowing Jesus, focus op 'n new life en do not be anxious. Stress not. Moenie jou opstres nie. Weet julle wat? Die Bybel sê dit in 'n bevel. Ek sien hier so
pas skouertjies wat beweeg, so van die plek is. Die Bybel sê, en hy beveel ons, do not stress. Vers 6 as jy dit wil lees. Vers 6. Nou is die vraag, hoe gaan jy dit regkry? Hoe op aarde? En dit staan in vers 4. Verbly jou in die Here, wees altyd bly. Ek herhaal, verbly jou in die Here. 1 Peter 3 blok myself. Ek meen te sê, het jy al gejabula, opgewonde gedans, en dan dans jy so en sê, ek stres nou so lekker. Jou put, so jou kop moet regkry. Daar's nie 'n manier nie, want jou aksies gaan oor tot jou denkpatroon. Die volgende gedeelte, daar staan duidelik, the Lord is at hand. Jy kan in jou Afrikaans lees net soos jy wil, maar ek sê vandag vir jou, jy moet besef, jy's nie alleen nie. Die Here is vir jou binne in jou beskikbaar. Hoe gaan jy kan stres? Ja, weet jy, ek het so lank as gestres, ek is lus en dink, jy's nou in my buurman, maar nie in my lewe. Gee my net weer die kansie, ek love het om so te stres. Hier staan dit duidelik, neem jou bekommernisse en behoeftes en versoeke na God toe, met gebed en smeking en danksegging en met geloof. Ek sê dit nie, dit staan in jou Bybel. Dis hoe hy uitkom by die ding van do not stress. Nou ek meen, dit staan in dieselfde gedagte, het dit iets met mekaar te doen? Natuurlik. En hy sluit af met 'n mooi gedagtetjie, voordat ons aangaan na die volgende een. Hy sê, en God sal jou bedien met sy vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Wat 'n vrede is dit? Shalom vrede. Moet God dit verander? Of wat moet hier verander? Ek en jy. Ek en jy moet hierdie goed ons eie maak. Nie stres nie, ek trek al by 3. Nou is nou net 2 oor. Jy sien, die volgende ding wat jou gaan help is, to meditate. Ek sê nou nie, jy moet in 'n yoga posisie ingaan, dis dit lyk of jy onderste boor loop. Want dis mos wat hulle doen. Kyk, hier is 'n voet, hier is 'n hand, die kop en die stert is by mekaar. Wat dink hulle? Poef! Daar's 'n koneksie. So dis nie goed vir jou nie. Jy kan nie jou kop en jou stert na mekaar bring nie. Jy gaan dinge uitdink. Ek verstaan dit nie. Ek sukkel om my kop en my arms by my tone te kry. Nie daai deel nie, o nee. Die Jesus help my. Maar hy sê hier duidelik in die woord, Filippense 4:8. Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Net van want hierdie woord in werklikheid beteken iets anders. Hierdie meditate woord
sê, jy moet woordvat van God wat woordbeloftes is en dit vir jouself hardop sê. Hieruit, hierin, toem, dan het jou klok gelei. Jy moet jou gedagtes rig op goed wat lig bring en die duisternis verdryf. Wat is dit? Die 2020 vertaling sê dit baie mooi. Hy sê, op alles wat die waarheid is. Bybel. Dis net die waarheid. Alles wat eerbaar is. Alles wat reg is. Alles wat rein is. Alles wat lieflik is. Hoe lieflik is die natuur? Alre vanoggend. Alles wat lofwaardig is. Alles wat prysenswaardig is. As jy daai twee laaste dingetjies wat lofwaardig en prysenswaardig is, dan is dit hoe God beweeg en verander en alles in stand hou. Jou inkluis. Kop en sterk by mekaar. Hierdie goed moet jy vir jouself sê, sodat jy jou brein die geleentheid kan gee om te reboot. Dankie. Ek gaan na die laaste een. To be content. Tommy sal my vergewe. Ek het 'n Engelse Tommy Kokomoor geken in Glencoe. Hartgebak. Jy as man dink jy is hartgebak. Tommy, hartgebak. Maar as een woord wat die Heilige Gees in sy binneste geplaas is, en dit is to be content. En hy het dit nie wat gelees, hy het dit in die Bybel gelees. Wat? Vers 11. Hy sê hierso, not that I speak in regard to need, for I have learned in whatever state I am to be content. Wat sê? Skus? Net sê wel. Is dit hierdie woord kom vooraf met iets wat Paulus sê. Hy sê, as daar een is wat weet hoe om alles te hê en hoe om niks te hê, is hy. Hoe om alles te wees in die Joodse tradisie so goed, was hy. En toe raak hy niks. Hy was hierdie sakeman wat tente gebou het, toe hy bokker raak. En so het hy uiterstes beleef, maar in dit alles moes hy content bly. Hy sê, I have learned in whatever state I am to be content. Jy kan vir jouself dit uitmaak en maak nie saak in watter omstandighede nie, jy was content. Maar ek sal nou net dit vertel. Ek skryf hier neer wat die Gees vir my bring. Hy sê, the test of pure adultship in our spirituality is to be in all circumstances content. Ek gaan kyk. Wat sal ek kies in 'n vertaling van content wat almal in Afrikaans verstaan en daar staan tevredenheid en selfvoldaanheid. Hoe moet selfvoldaanheid nou daar? Jy sien
iemand al net aan my ma, nee. As iemand net effe tevrede lyk, dan sê sy, wat my keer daai ding? Hy stap hier rond, so selfvoldaan. Jy kan hom eintlik ryk. Nee, sy het glad nie van dit gehou, as iemand net 'n goeie persoonlikheid het, in die sin van, ek het 'n goeie karakter. Maar ek besef hierdie week, sy het dit glad heeltemal verkeerd verstaan. Heeltemal verkeerd verstaan, want die woord van selfvoldaanheid in Engels is complacement. Complacement. En daar's 'n verduideliking volgens die verklarende woordeboek. Daar staan to be overly satisfied with your current situation and abilities. Selfvoldaanheid. Met ander woorde, jy is so tevrede, met die huidige situasie van dit waar jy in jou bevind en jou abilities, jou potensiaal. Content. En ek bid hieroor en ek vra, Here, wat kan ek nog sê, voordat ek my speelvlak nou heeltemal verkwijt? En hy sê, kinders van God, hoef nie saam te praat, en lam gelê te word, oor dit wat negatief gesê en gepraat word nie. Want God is sy kinders se bron. En as jy vandag hier uit kan leer, dan sê ek vir jou, ek leer ook. Jy sien, want ons kyk so vas teen ander omstandighede en situasies van ander mense wat goed deur hulle voetjol trek en dan verdwyn dit of dit gaan so agteruit onherstelbaar en dit ontstel jou so dat jy wil net slange vang. En God kom vandag en hy sê vir my en jou, hey, maar wie is jou bron? Wie is jou bron? Is jy's mos my kind. Wie is jou bron? Jy het geval. Halleluja. En dan gaan hy verder in vers 19 en hy sê die volgende. Hy sê, het afgeraak met Afrikaanse Bybel. Hy sê hierso, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus. En dis finansiële voorsiening. Aan ons God en Vader behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. En ek sien hom op die troon sit in hierdie heerlikheid en ek besef hy het niks van dit wat ons picture voorgewerk het. Niks het iemand vir hom geskenk nie. Hy het dit nie geërf nie. Hy het dit gemaak. Dit wat in die troonsaal is en die hele mensdom en die aarde en die hemel en die uitspansel het hy gemaak. En jy voel beperk deur jou omstandighede en situasies en hy sê, I'm the creator. Ek laat sekere goed toe dat dit gebeur, dat jy kan groei. Hy sê, ek sal aan jou ryklik voorsien dit wat ek voel en glo jou behoeftes is en jy dit glo. Want ek is 'n genadige, liefdevolle God
En hierdie skrifgedeelte sluit af. Hy sê, rykdom in Christus Jesus. En ek was nou so kyk te hoor in die praise and worship, ek wil net, toe ons sing die naam van die Here, Jesus, en ons besing die naam Jesus, wil ek opspring en vorentoe hol, en die Here keer my, en hy sê, los dit verlaat. En ek het die hele boodskap al geskryf, ek het hier 'n button gehad. My 911 button. Simon, Here help my. En daar staan op daardie naamverduideliking, Jesus, J-E-S-O-S. Dis die Griekse woord vir Jesus, wat die Hebreëse woord ter afleiding is van Yeshua. En Yeshua beteken, hy sal red. 911. Ek gaan nie verder op dit uitbrei wat daar staan. Ander latere dag. Maar ek en jy moet besef, daai 5 punte. Ek gaan dit vir jou stuur op die groep. Ek hoop jy onthou dit. Ek hoop jy werk aan hierdie goed vir ewig en altyd. Want ek glo elkeen van ons het hierdie behoefte om in volwassenheid in jou geestelike lewe te kan groei. En hou op om dit te knielter. Amen. Kom ons sluit die oë. Dankie Jesus dat ons kan kom bely en sê, Here vergewe ons. Was ons skoon met u bloed en help dat ons in posisie sal kom. Dat ons soos daardie wedloop atlete in posisie kom om te kan wegspring. Dat ons sal inspan om hierdie ding te voltooi, wat hierdie wedloop is, wat kinders van God doen vir die koninkryk van die hemele, dat ons eventueel by u kan wees en die prys kan behaal. Help dat ons net vooruit sal groei en dat die duisternis nie die krag en mag en gesag oor ons brein of emosie sal kry om agteruit te beweeg nie. En ons bid dit in Jesus Christus naam. Amen. Amen. Ons gaan nou afsluit met die laaste lied. Ons gee vir jou kans om die koninkryk te saai. Die wat op die TV kyk of wat ook al, hier is die dalk besonderhede, doen dit oorpas en alles wat jy nie wil spend nie, of alles wat jy